Hi, family. James Hello. and Valerie. Greetings here from South Africa to our family all over the world, 5D consciousness and beyond that. We love humanity. We love the world. You know our hearts by now. But what we do is we take all the old songs that we used to know before and we change the words into 5D consciousness. It's nice songs. The rhythm is good. The style is good. We only simply change the words to fit in the 5D consciousness. And we, in the past, Valerie, we sang those songs very sincere. But it was on a 3D consciousness, not aware that we are still there. But thank God for elevation, so we want to share our hearts, and we're going to sing songs, and I want all of you to join us as we happy, joyful sing songs, be exuberant, and fly high in the 5D consciousness and beyond. Amen. Are moving on. I'm moving on. I'm moving on. God's hands are moving on. Come on. I'm moving on. Come on. I'm moving on. Because nothing's gonna stop us now. We're moving on, moving on, moving on, moving on. Nothing's gonna stop us now. We're moving on, come on, we're moving on. God's sons are moving on, moving on, moving on, moving on, moving on. God's sons are moving on, moving on, I'm moving on. Because nothing's gonna stop us now. We're moving on, moving on, moving on, moving on. Nothing's gonna stop us now. We're moving on, we're moving on. Yeah, come on, family. We shall not be moved. We shall not be moved. Like a tree planted by the water. We shall not be moved. Come on. We shall not be moved. We shall not be moved. Like a tree planted by the water. We shall not be moved. Saying, I am free. I am free. Oh yeah, Christ has made me free. Come on, once I was blind, but now I can see, for I am free. I am free. Oh yeah, Christ has made me free. Once I was blind, but now I can see, for I am free. Our next song. I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed. I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed, I'm full with the power of God. I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed, I'm full with the power of God. Hallelujah, hallelujah, I'm full with the power of God. Hallelujah, hallelujah, I'm full with the power of God. Come on, I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed, I'm full with the power of God. I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed, I'm full with the power of God. Hallelujah, hallelujah.
forever and ever inside of you. He abides, he abides, hallelujah, he abides in me. He abides, he abides, hallelujah, he abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the kingdom way. Oh, the Comforter abides in me. He abides, he abides, hallelujah, he abides in me. He abides, oh, he abides, hallelujah, he abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the kingdom way. Oh, the Comforter abides in me. Oh, the Comforter abides in me. Oh, the Comforter abides in me. Oh, yeah. En 'n hartlike goeiedag aan al die Suid-Afrikaners wêreldwyd. Dit is hoekom ons hierdie programme in Afrikaans doen, om ons harte met julle te deel, omdat ons 'n liefde het vir die mensdom en omdat ons julle van 3D na 5D bewustheid wil bring. Wat beteken dit? Van die vleeslike man na die geestelike man, om dieper as die oppervlakte kan kyk. En hierdie goed wat ons vir julle bring, hierdie goud, hierdie edelgesteentes, die kosbare stene, is deel van ons lewe. Ons kan nooit iets bring wat ons nie deelagtig geword het nie. So ons groet julle almal oral die wêreld. James en Valerie, goeiemôre almal. ons gaan nou na ons nommer 7 areas toe, sessie nommer 7. Julle is welkom om hierdie te deel. Julle is welkom om dit op Facebook te plaas, met al julle vriende toe, WhatsApps toe. En ons skiet nie die woord uit. Ons ondersoek nie, dis nie wat ons doen nie. Ons skiet net die saad van die woord uit en jy self is verantwoordelik wat jy met hierdie kosbare waarheid gaan doen in 5D realiteit. Ander woorde, van illusie 3D na 5D realiteit. Dis 'n bewustheid, dis 'n denkwyse. So die D staan vir 'n dimensie, 3D na 5D dimensie. Goed, sessie nommer 7 se onderwerp is die historiese Jesus of die waaragtige Jesus. Dit is ons onderwerp. Hier gaan ons. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Ons lees dit in 1 Johannes 2 vers 6. Jesus sê altyd, volg my. As jy diep gaan in die woord, follow me, volg my beteken dit, word soos ek. Ek self, James, het 'n ervaring gehad 'n paar jaar terug, waar ek so ervaring gehad het in my verbeeldingsvlak, in my siel, waar ek by die voete van Jesus was, in nederigheid voor hom. Hy het afgebuig na my toe, my James opgetel, my om die lyf gevat en gesê, nee, ek wil jou nie by my voete hê nie, ek wil jy moet saam met my stap, want ons is een, ek is jou oudste broer. Dit was my ervaring, en dit deel ek net met julle, en dit volg soos 'n hand in 'n handskoen, wat ons oor gaan gesels vandag, ons sessie nommer 7. Nou 1 Johannes 2 vers 6. Daardie vers het my op die beste manier uitgedaag. Want as ons sê dat ons in hom bly, as ons sê dat ons in hom glo, as ons sê ons volg hom, word soos hom, dan is die uitnodiging nie bloot om hom te bewonder nie. Dit is om te wandel soos hy gewandel het op die aarde. Jesus wil hê
ons moet wees soos hy. Hy wil hê ons moet die ondervindings wat hy in die lewe gehad het, deelagtig word. Hy wil nie hê ons moet hom net as 'n storieboek vat nie, maar hy sê volg my, en om hom te volg is om soos hy te wees. So hy wil eintlik hê jy moet wees presies soos hy is. Korrek, in geestelike gestalte, nie in die natuurlike nie. Soos hy gewandel het, ja. Maar ons praat in 'n dieper wyse hierso van byvoorbeeld, net om dit vir julle te verduidelik, Jesus het van sekere dinge gehou as mens wat ek en jy nie noodwendig van hou nie. Kom ons gee 'n voorbeeld. Jesus hou byvoorbeeld van vis. Jy wat hier luister hou nie van vis nie. So ons praat nie van daardie aspekte nie. Ons praat van die vrug van die Heilige Gees wat Jesus as die woord, die Logos uitgelewe het, die Christus verstand. Maar hier is die vraag wat godsdienst dikwels nie wil hê ons moet vra nie. Hoe het Yeshua gewandel? Nie net gedurende die 3 jaar van openbare bediening nie, wat die kerk van weet nie. Nie net van die waters van die doop tot die kruis nie. Nie net van Galilea na Jerusalem nie. Maar wat van die verborge jare, wat nie noodwendig in die Bybel geskryf is nie. Daar is so baie van Jesus wat die kerke wegsteek. Hulle wil hê Jesus moet wees soos die kerke is. Maar Jesus wat ons ken, het 'n ander lewe gehad. En dit is versluierd gewees, weggesteek, verbrand. As jy gaan the Gospel of Jesus in Engels, dan sal jy sien hoe Jesus werklik was. So dit is wat nou vandag vir ons gegee word. Die ware Jesus, hoe hy gewandel het, heel anderster as wat die kerk dit uitbring vir ons. So ons moet terugkeer na die waarheid. Dis hoekom ons dit vir julle gee, dat julle ook kan besef, die kerk se Jesus is 'n ander Jesus as wat hy werklik was. Presies. Dankie Valerie. Maar wat van die verborge jare? Wat van die jare tussen kinderjare en openbare onthulling? Wat van die jare waar die skrif in stilte oorgaan? Ons word vertel dat hy gegroei het, net soos wat ek en jy in die natuurlike groei. En Jesus het toegeneem, Lukas 2 vers 52, in wysheid en in grootte en in guns by Abba Vader en die mense. En dit lees ons soos ek sê in Lukas 2 vers 52. Dit beteken, Yeshua het nie bloot in volle openbare volwassenheid verskyn nie. Hy het gegroei, hy het toegeneem, hy het geleer, hy het geluister, hy het waargeneem, hy het homself aan die menslike proses onderwerp soos wat ek en jy vandag moet doen. En dit neem niks weg van sy goddelikheid nie. Jesus was 100% mens en 100% God, en so is ek en jy ook. 100% mens en 100% die Godheid in ons, die Christus, dieselfde. En onthou, Jesus was nie Jesus Christus, soos wat die kerk verkondig nie, wat sy van vat as sy naam Jesus Christus nie. Hy was Jesus, die Christus. En onthou, ek en jy dra dieselfde Christus in ons, wat die kerk nie wil hoor nie. Maar ek beklemtoon dit hier. Elke mens het die Christus in hom, in hulle, maar hulle weet dit nie. Dit openbaar die diepte daarvan, omdat die woord vlees mens geword het. Nie nagebootste vlees nie, nie net simboliese vlees nie, liggaam nie, nie onaantastbare, onbereikbare, verre vlees nie, regte vleesliggaam, ware menslikheid, werklike groei, werklike ontwikkeling,
regte honger, regte vrae, ware leer. So alles wat ek en jy menslik deurgaan, glo ek, Valerie, het ons ook reeds deurgegaan as 'n mens. Ja, Ware gehoorsaamheid wat deur ervaring gevorm word. Die misterie is nie dat Yeshua minder goddelik was omdat hy gegroei het nie. Die misterie is dat goddelike seunskap gewillig was om te groei. En dis wat ek en jy ook vandag moet doen. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om te groei nie. Skrif is vol van dit. En dis jammerte dat meeste mense in 'n kerkbanke vasgehou word en nie die geleentheid gegee word om te groei nie. Want hoe kan jy groei met blou melk? Hoe kan jy groei met afgewaterde woord? Onmoontlik kan jy groei. Godsdiens wil dikwels 'n historiese Jesus hê, wat die kerk wel verkondig, wat die menslike reis omseil het. Maar die skrif gee vir ons 'n Yeshua wat dit ingegaan het. Volledig, diep, eerlikwaar. Ons word meegedeel, uit Egipte het ek my seun geroep. Dit was Abba Vader wat dit deur die skrif so verklaar het. So moet ons vra, wat het hy in Egipte gedoen? Dis nou Jesus. Wat het hy daar opgeneem? Wat het hy gesien? Wat het hy geleer in 'n antieke land met misterie, wysheid, simbool, ballingskap, ryk en verlossing? Ons weet hy is as kind daarheen geneem. Ons weet hy het teruggekeer, maar die teks gee ons slegs fragmente. En soms is fragmente nie 'n muur nie. Soms is fragmente 'n uitnodiging vir jou en my. Daar is tradisies wat sê dat Yeshua verder gereis het as wat ons geleer is. Sommige sê hy het oos gegaan, sommige praat van Indië, sommige praat van lande buite die grense van die kanoniese skrifte wat ons in die Bybel van lees. Sommige sê hy het wyse manne, soekers en heilige manne teëgekom. Kan ons elke storie bewys? Nee. Moet ons harde leerstellings op spekulasie bou? Nee. Maar moet vrees ons verbied om te vra? Absoluut nie. Valerie, jy kan seker hier inkom en vertel hoe ons ge-evolve het, gegroei het, nadat ons begin vra het. ja, dit is die moeite werd om vrae te vra. 'n Mens het nie nodig om net te glo nie. Vra, maar weet julle wat ek geondervind het? As die Heilige Gees in jou lewe is, sal hy vir jou die regte dinge uitwys van die verkeerde dinge. En dit was ook in Jesus se tyd. Hy het die Gees binne in hom gehad en hy het vir Maria Magdalena die pragtigste openbaringe gewys wat die mense daai tyd, die disippels, so jaloers was oor. Want sy was ook 'n gelykstaande aan Jesus, geestelik, 'n diepe insig. So dit is nodig vir ons in hierdie dae om 'n diep geestelike rykheid te kan ondervind, want die vleeslikheid sal jy nooit die dinge van God kan verstaan nie. Dis reg, Valerie. Kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld om ons beter te kan verstaan, want ek gebruik altyd 'n natuurlike prentjie van die geestelike. Sien nou, jy het 'n graad 1 kind op skool en hy kom op die einde van sy graad 1 jaar en hy begin huil by jou. Mamma, ek wil nie graad 2 toe gaan nie, want ek verstaan nie die goed in graad 2 nie. Hoor julle wat ek hier sê? Jy moet evolve, anders te brei jy in graad 1 natuurlik en baie mense bly op 'n geestelike vlak vir jare. Maar onthou, ek sê weer, godsdiens is nie geestelikheid nie. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Want vra is nie rebellie wanneer die hart na die waarheid soek nie. Spreuke 4 vers 7 verklaar: verwerf insig in alles wat jy besit. Vir baie van ons het godsdiens ons geleer om vrae te vrees.
Ons is meegedeel dat die kanoniese boeke, wat ons nou vandag ken, 66 boeke, wat ook Matteus, Markus, Lukas, Johannes insluit, alles bevat wat ons toegelaat is om te weet. Nee. Dit beperk jou, jy wat hier luister. Ons is geleer dat dit gevaarlik is om verder as die goedgekeurde grense te kyk. Wel, weet jy, in 435 na Christus, in die Council of Nicaea, het politieke manne en godsdienstige manne skrifte, woorde van die Gospel of Thomas, Philip en Mary, jy kan aangaan, uitgehaal, en hulle het besluit om daai 66 boeke in te hou na een boek wat die Bybel genoem word. Dit is nie deur God noodwendig daarin gestel nie, dis deur vleeslike, 3D, godsdienstige, politieke, vleeslike leiers wat besluit het wat se boeke is in en wat se boeke is uit. Maar ek is so bly, dit is nou tyd dat ons kan verander, want die deure het oopgegaan, baie dinge is ontdek, en ons kan waarlik sien, dat God die werklikheid vir ons in hierdie tyd gegee het, om 'n regte geestelike lewe te kan hê. Korrek. Ons is meegedeel dat demone agter elke onbekende boek is. Dit laat my dink wel die godsdienstbewustheid 3D sien mos altyd 'n demoon agter elke ding. Ja. Dit hang van jou bewustheid af. Elke antieke tradisie, elke vraag, elke misterie word daar groot vraagteken agter gesit. Ek praat nou uit die oog van die godsdienstige 3D bewustheid. En tot jou leiers waarsku jou. Dan wonder ek hoe baie leiers het vir leiers geword, Valerie. Maar toe begin die Gees iets anders fluister binne my. Jy kan kyk, jy kan vra, jy kan soek, dis jou reg. Jy kan enige plek saam met my gaan, omdat ek in jou woon. Jy's net nie bewus daarvan nie. As Abba Vader alomteenwoordig is, dan is daar geen plek waar Abba Vader afwesig is nie. As Christus, die Logos, die Gees, voor alle dinge is, en in hom alle dinge bymekaar hou, dan behoort waarheid nie aan vrees nie. Waarheid behoort aan die monad, Abba Vader, die opperwese, wat jy hom ook al wil noem, in jou geestelike reis. En toe ek begin kyk, het ek iets vreemds besef, Valerie. Ja. Baie ander tradisies het Meester Jesus begin aanbid. En ook respekteer, hulle het hom gerespekteer, hulle het hom vereer, hulle het hom gesien as 'n leermeester van wysheid, medelee, verligting, eenheid en goddelike seunskap. Tog het baie Christene dieselfde tradisies nagevolg. Nou ja, ek en Willie self, ek het al gedeel op YouTube my ervaring met Jesus in my geestelike reis, wat hy alles vir my beteken en wat hy is. En nou nadat ons ontwaking van 3D na 5D toe, het ek nog liewer geword vir Jesus. Maar een ding het ek besef, ek aanbid hom nie meer nie, want hy wil nie aanbid word nie. Ja. Respekteer ons hom? Ja. Is ons lief vir hom? Ja. Eer ons hom? Ja. Maar aanbid ons hom? Nee. Hy was 'n voorbeeld vir my en hy is 'n voorbeeld vir almal. Veral as jy sy leringe navolg. Dit wat hy gespreek het, wat waar was, wat verdraai is in die Bybel en in die kerke ingesit is soos hulle dit wou hê, het hy nou in hierdie tyd deur die ontdekking van sy leringe aan ons geopenbaar. So ons het nie meer nodig om die leentaal te glo nie. Korrek. So jy hoef nie met toe oë net te volg wat jou ouers en voorouers en agterkleinouers gedoen het, nou volg jy outomaties nie. Jy wat hier luister, jy het die reg om navraag te doen, ondersoek in te stel wat ek en Valerie gedoen het en tot al hierdie kosbarehede ontdek het. En dit is wat binne in jou is, maar dit is verborge omdat die kerke dit weghou van die mense. En wat so wonderlik is,
ervaar die woord, want die woord het vlees geword, so hy het vlees geword in ons, en jy kan die woord ervaar. Dis 'n wonderlike ondervinding, en dit is wat Jesus vir ons wou laat verstaan het, ervaar die woord. Dankie Valerie. Ons het mense wat Yeshua dalk geëer het, maar hulle het oneer aangedoen. Hoekom? Ons het hele kulture waarbinne hy dalk gewandel het, verwerp. Wat sê ek hierby? Ons het versoekers gelag, terwyl ons beweer het dat ons die een volg wat saam met Samaritane, tollenaars, sondaars, uitlanders, vroue, buitestanders en die godsdienstig verwerptes gesit het. Dit was die Jesus wat ek geken het, die waaragtige Jesus. Nie die godsdienstige Jesus wat tussen 4 mure elke Sondag sit nie. Inteendeel, Jesus het in my hart gepraat en gesê, James, ek hoop nie die mense druk my weer terug in die 4 mure hierdie Sondag in die kerke nie. Nou, daardie teenstrydigheid behoort ons te laat stil staan. Omdat Yeshua nie gekom het om godsdienstige meerderwaardigheid te leer nie. Hy het gekom en die verbintenis onthul, oopgemaak. Hy het nie gesê, bou 'n heining om my naam en bespot almal buite dit nie. Klink bekend, holier than thou. Net die Christene gaan hemel toe, net die Christene is die uitverkorenes. Mense, ons moet wakker word, want ons sit met oogklappe in 3D. Jesus het gesê, volg my, dis vir almal. Hy het gesê, leer van my, word soos ek. Hy het gesê, die koninkryk is binne in julle, nie net die Christene nie, almal. Hy het gesê, die wat rein van hart is, sal God sien. Nou objektief is jy reeds rein uit die Abba Vader se oë. Hy het gesê, die woorde wat ek spreek is gees en lewe. Nou ja, Valerie, sien, sommige, soos ons deur die land beweeg het, is dit begrafplase en is al geen lewe nie. Dis net dood, omdat die gees afwesig is. Nou, die tragedie is dat baie 'n weergawe van die Christendom gekry het, wat nuuskierigheid so sonde laat voel het. Ons is aangesê om die waarheid te bely, maar nie om begrip te soek nie. Met ander woorde, net die oppervlak, maar nie die diepte nie. Ons is meegedeel dat Jesus die waarheid is, en toe aangesê om op te hou vra wat waarheid beteken. Maar die waarheid is nie bang vir ondersoek nie. Ek gaan dit weer sê, die waarheid is nie bang vir ondersoek nie. Die waarheid bewe nie, sidder nie, wanneer jy 'n boek oopmaak nie. Die waarheid raak nie paniekerig wanneer jy 'n vraag vra nie. Waarheid het nie vrees nodig om dit te beskerm nie. Vrees beskerm stelsels, sisteme. Waarheid maak mense waarlik vry. Ja. Waar ons kom uit dit uit. Ja. Dis hoe ons kan meedeel nie, sonder om krities te wees, maar ons hart brand vir mense wat nog steeds sit met ketTINGs in die kerkbanke en het geen idee waaroor alles gaan nie. En ons ek veral gee my, wat ek sê is my eie lewe, want ek kan net vir jou leer met dit wat in my is. Ek leer nie wat iemand anders vir my gegee het uit 'n Bybel of in 'n Bybelse konteks wat hulle ondervind het nie. Ek gee vir jou my ondervinding wat ek met God gehad het, die Heilige Gees, Christus, Jesus en die engele, die waaragtige ondervindinge wat ek gehad het, wat ooreenkomstig met die woord van God is. Dankie. En dit is wat vir baie van ons gebeur het. Ons het dinge begin sien wat ons nooit geleer is nie, in die kerkwêreld nie. Ons het ontdek dat die letter J nie in die oorspronklike tale van die skrif was nie. Dit was Yeshua met 'n Y. Ons het ontdek dat die Engelse woord hel baie later as Yeshua se aardse bediening gekom het. Met ander woorde, vandat ek en Valerie die Bybel in 'n nuwe translation,
nuwe vertaling, nuwe konteks en tydlyn begin bestudeer het ons wow. En dis wat ek vir jou hier vandag vra. Lees jy dit in die regte konteks, in die regte tydlyn, in die regte vertaling, omdat daar so baie nagemaakte vertalings is, dan gaan jy baie waarhede ontdek. Net gou 'n slukkie water vat. Nou, ons het ontdek dat baie woorde, geskiedenisse, vertalings, en betekenisse het, wat ons nooit gewys is nie. En ja, vir 'n ruk het sommige van ons kwaad geword eers, want Barry laat my dink aan die reaksies van die 3D bewustheid. Fight of flight, as dit nie inpas in jou denkvorme nie. Nie omdat ons God, Abba Vader, gehaat het nie, met 'n gehaat nie, maar omdat ons besef het dat ons vrees gegee is, waar ons begrip moes gekry het. Ons is gevolgtrekkings gegee, waar ons geleer moes gewees het, hoe om te soek. Ons is elementêre beginsels gegee, en meegedeel dat hulle die hele berg was, wat nie so is nie. Maar die Gees het ons steeds hoor geroep. Daai diep innerlike stem binnekant jou, jy wat hier luister. Daai innerlike intuïsie, innerlike stem van die Heilige Gees binne in jou, die sagte stem, roep jou nog steeds na hoër hoogtes toe. Nie weg van Yeshua nie, dieper in hom in, binne jou. Nie letterlik buite nie. Weet jy, vandag gaan mense nou nog na Israel toe om Jesus daar te gaan probeer vind. Nee, gaan net na jou binnekamer toe, want hy is binne in jou. Ons praat hier van die Christus binne in jou, die Godheid binne in jou. Want om te wandel soos hy gewandel het, beteken dat ons bereid moet wees om as seuns en dogters te leef, nie slawe van vrees te wees nie. En wat doen die kerkwêreld vandag? Sit jy onder vrees om bang te wees om na 'n letterlik hel toe te gaan. I rest my case. Yeshua het in intimiteit met die Vader gewandel. Yeshua het in bewustheid gewandel. 5D bewustheid. Yeshua het in medelee gewandel. Yeshua het in onderskeidingsvermoë gewandel. Yeshua het onder die verworpenis gewandel sonder om bang te word vir besmetting. Yeshua het melaatses aangeraak. Yeshua het in die openbaar met vroue gepraat. Yeshua het godsdienstige grense oorgesteek. Wat het hy gedoen met die tafels? Omgekeer. So Yeshua het 'n kant aan hom gehad, dat hy gestaan het vir wat hy geglo het, maar tog uit liefde uit. Hy het nooit veroordeel nie, hy het nooit seer gemaak nie. Hy was vol onvoorwaardelike liefde van die ware God, die monad, die opperwese, Abba Vader. Yeshua het geloof geëer waar hy dit ook al gevind het. Yeshua het nie geleef uit vrees vir wat anders sou dink nie, en dit is jou ware vryheid, jy wat hier luister. Die oomblik as jy op 'n punt kom dat jy absoluut, ek wil nie die woord dood gebruik nie, absoluut glad nie bewus is van mense se opinies oor jou nie, is jy in waarlike vryheid. Hy het vanuit eenheid met die Vader geleef. Dit is die stap, en as hy in wysheid gegroei het, dan is groei heilig. As hy in gestalte toegeneem het, dan is die proses heilig. As hy gehoorsaamheid geleer het deur wat hy gelei het, dan is ervaring nie die vyand van seunskap nie. Dit is deel van die onthulling, openbaring daarvan. Die woord volmaak in die skrif dui dikwels op volwassenheid, voltooiing, heelheid, volheid. Nie die oppervlakkige idee om nooit 'n proses te hê nie. Yeshua was volwasse. Hy was heel. Hy het voltooi, volledig in lyn gebring. Maar hy het diep genoeg in die mensdom binne gegaan om ons van binne te kan verstaan. Wonderlik, Jesus het nooit iemand verwerp nie. Daarom skaam hy hom nie om ons
broers te noem nie. Daarom kon hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Daarom kon hy sê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Daarom het hy ons geleer om te bid, Onse Vader. Nie net vir die Christene Onse Vader nie. Almal. Nie net my Vader nie. Ons Vader. Praat van die heelal. Almal. Godsdienst het Yeshua op 'n voetstuk geplaas op 'n manier wat hom onbereikbaar gemaak het. Maar Yeshua het gekom om te openbaar hoe die mensdom lyk wanneer hulle ten volle tot die Vader ontwaak is. Ander woorde, subjektief moet ons wakker word en besef wie ons is, maar objektief is ons vervolmaak, sien Abba Vader elkeen van ons. Amen. Hy het nie gekom om vir ons te wys wat ons nooit kan wees nie. Hy het gekom om te openbaar wat ons vergeet het ons is. OK? Die amnesia. Ons het vergeet waar ons oorsprong vandaan kom, want die kerkwêreld leer jou nie so nie. Hulle leer jy's in sonde gebore. I rest my case. Ons is been van sy been, vlees van sy vlees. Een liggaam, een gees, een Vader, Christus in ons, die manifestasie van heerskappy. Nie hoop van heerskappy nie, dit is toekomstig, die manifestasie nou van heerlikheid. Die verborge jare maak saak, want hulle herinner ons daaraan dat daar meer aan Yeshua is as wat die stelsel, vir ons gegee het. Daar is meer aan sy wandel as openbare wonderwerke. Daar is meer aan sy storie as godsdienstige slagspreuke. Daar is meer daaraan verbonde om hom te volg as om leerstellings oor hom te herhaal. En ek sal vir jou sê, meerderheid oor die algemeen Christene is vinnig om hulle leerstellings te verdedig. Om te wandel soos hy gewandel het, is om vreesloos in die Vader te word, soos die Vader, subjektief. Om die waarheid te soek sonder om deur taboe oorheers te word. Ander woorde, taboe is snert wat verkondig word van die kansels af. En mense glo dit, deur onkunde. Om wysheid te eer waar die Gees dit ook al openbaar aan jou, om sonder skaamte te groei, om sonder vrees te bevraagteken, om innerlik na die stem te luister, en dis vir elkeen, nie net die Christene nie. Om God te sien, Abba Vader, op plekke waar godsdienst ons gesê het, om nie te gaan kyk nie. Om op te hou om te spot met wat ons nie verstaan nie. Nie gaan ek weer sê vir elkeen wat hier luister. As iets vir jou onbekend klink, wat ek dalk miskien vind, maak dit nie onwaar nie. Onthou my woorde. En dis hoekom jy kan vra. Korrek. Dat jy nie kan verstaan wat ons sê nie, vra ons en ons kan verduidelik. Om op te hou om mense te oneerbiedig, wat dalk nader aan die hart van Christus is, as wat ons leerstellings ons toegelaat het om te erken. Kom aan, wat stop dit? Net een ding, Valerie, die ego, die hoogmoed, wil dit nie erken nie. Die volle verhaal van Yeshua gaan nie oor die bou van nog 'n leerstelling of 'n kerkgebou nie. Dit gaan daaroor om die moed terug te kry om te soek. En daai soek gaan binnewaarts, nie buitewaarts nie. Dit gaan daaroor om te besef dat die Gees nooit binne een stelsel vasgevang was nie. Wow! Dit gaan daaroor om te verstaan dat dieselfde Gees wat Yeshua gelei het, die Gees is wat ons lei. En as die Gees julle in twyfel lei, moenie bang wees nie. As die Gees julle bo die elementêre beginsels lei, moet julle nie terugdeins nie. Dis hoekom ons almal bemoedig om te beweeg van 3D na 5D bewustheid. As die Gees vir jou wys dat Christus groter is as die boks wat jy geërf het, wees bly. Jy kan nooit God in 'n boek plaas nie, wat ek altyd sê, Valerie. Daar hulle ontdek vandag nog planete.
Die universe is so groot en ons aarde is maar 'n kop speld van die universe. Nou wil hulle die grootheid van Abba Vader, die monad, opperwese, in 'n boek gaan blaas. I rest my case. Maar wat so wonderlik is, God wat so groot is, het jou so lief dat hy wil hê jy moet word soos wat hy is. Korrek. Jy gaan nie Yeshua verloor nie. Jy vind hom oral, maar heel eerste binne in jou. Want Christus, ons praat nou hier van die Christus, nê? Jy kan natuurlik nou nie Jesus vleeslik vat en in jou liggaam gaan plaas nie. So verstaan wat ons hier vir jou wil deurbring. Dieselfde Christus wat Jesus gehad het, is dieselfde Christus wat jy het. Want Christus is nie klein nie. Christus is nie broos nie. En wel, hier moet ek inkom. Baie mense wat sê, neem Jesus aan in jou hartjie. Nee, dis die Christus wat jy moet erken binne jou. Met ander woorde, jy word wakker. Jy gaan binne toe. Jy word herinner aan dit wat jy verloor het. Christus word nie deur die waarheid bedreig nie. Christus is die wese onder alle dinge. Die lig in alle dinge. Die woord deur wie alle dinge by mekaar hou. So ja, vra waar hy geloop het, vra wat hy geleer het, vra wie hy geëer het, vra wat die verborgde jare kan openbaar. Nie om nog 'n godsdienst te skep nie, nie om nog 'n argument te wen nie, nie om 'n ander teorie te bewys nie, maar om te wandel soos hy gewandel het, te word soos hy, om wakker te word, van 3D na 5D toe. Gratis, kos niks. Gelei deur die Gees binne jou, verenig met die Vader, objektief nog altyd, maar subjektief moet jy wakker gemaak word om dit te besef. En onverskrokke vir die waarheid, die volle waarheid, nie halwe waarheid nie, volle waarheid. Nou kom ons luister soos ons afsluit, die Heilige Gees se fluistering aan jou vandag. Moenie vrees vir die plekke waarheen vrae jou neem nie. Die Vader is nie afwesig van die onbekende nie. Hy is oral. Christus word nie deur begrip bedreig nie. Wandel soos Yeshua gewandel het en word soos hy. En jy sal ontdek dat die pad altyd na binnewaarts was. Amen en amen. Dit is lekker voedsel hierdie hoor. So, Lekker woord. deel Die dit. afgewaterde woord. Nee, dit versterk my wel soos wat ek nou hier lees, want dit is deel van my lewe. Ons lewe dit weer oor en oor soos wat ons dit vir julle gee. Kyk uit na die volgende sessie, deel hierdie inligting na alle Suid-Afrikaners, want ironies, Suid-Afrika bestaan seker 90% uit godsdienstigheid en geen begrip waaromtrent dit alles gaan nie, maar ek is bly Barry, daar kom verandering. Ja, en ons is so bly dat daar wel veranderinge kom in mense wat belangstel om meer en meer van God deelagtig te word. Want God wag vir ons al 2026 jaar om die volmaakte mens te wees wat hy voorheen geskaap het, en nou word die mense wakker. So ek glo daar gaan baie tot 'n ontwaking kom wat binne in die kerke vasgevang is. Korrek. Baie liefde aan almal van julle en ons altyd sê Shalom, shalom.